Hierdie program word geborg deur DigiCards. Ja. Baie welkom by Alles wat mooi is. Ons kuier by die wonderlike Renay Scribanti hierso in George in haar lieflike studio. Renay, jy is een van my absoluut gunsteling mense in die wêreld en jy's so 'n blom van die tuinroete. Dankie dat ons by jou kan kom kuier vandag, hoor. Baie welkom by my vandag. Petronel, dit is my voorreg om julle hier te hê en ja, ek voel bevoorreg dat jy vir my 'n blom noem. Ja, ek dink jy is die blom, soos blom in elke vrou sien ek jou en ja, en ek bewonder jou. So ek is so dankbaar vir ons vriendskap. Wederzijds liefde. Ek sê Ja. altyd vir my man, want jy's so amazing. Jy is voorsitter van Skawa. Jy is die jy het eintlik atelier begin wat klomp kunstenaars is. Ek wil nou al daai goed vir jou vra. Ja. En ek terg eendag ek sê vir my man en my ma, Renay is so amazing. Ek wonder altyd met sulke wonderlike mense wanneer gaan die vriendskap verkeerd loop, want hulle besluit she's just not worth it, Renay. Ekskuus, dit klink nou verskriklik, maar jy's regtig vir my een van daai mense en wat vir my wys jou inbors, jou edelheid van inbors is dat dit net nie gebeur nie. Jy bly net die beautiful mens wat jy is. So en mense sien dit in hierdie ongelooflike diverse kuns wat jy het. Waar het jou pad met kuns begin? Voor ons praat oor alles wat jy doen. My pad met kuns het begin dit gaan nou seker klink asof dit hartseer is, maar dit is glad nie hartseer vir my nie. Ek het my pa en my broer baie verloor op 'n baie tragiese manier in George. En maar een van my vriendinne het so 'n paar maande daarna vir my kom kuier en sy het materiaalwerk begin doen en ek het toe daarmee begin speel en so aan en net besef maar ek is mal daaroor en ek wil dit verder vat en met materiaalwerk het ek net gevoel ek kry nie wat ek regtig daaruit kan kry nie, daar's nie tekstuur nie. En toe het ek begin met klasse by Listoemke in Wildernis baie jare terug. En dit is waar dit begin het, maar ek dink my eintlike liefde vir kuns het begin. Ek sal nooit vergeet nie, my ouers het vir my met my 21ste verjaarsdag hierdie skilderytjie gegee en dit hang nog steeds in my kamer. En ek dink dit was net vir my so ongelooflik spesiaal en ek dink dit het iets in my wakker gemaak om net elke keer daarna te kyk. Okay. En ja, en so dit is waar dit eintlik begin het. So wat is in die skildery wat dan vir jou so inspirasie Dit was eintlik dit is net 'n monotoniese skildery met blou en dis blou blommetjies wat in dit is. Okay. Baie eenvoudige, klein, langwerpige skilderytjie, maar dit was net vir my so kosbaar. Iets wat ek vir altyd sal hê, jy weet. So Ja. en wat jy vir my sê is kuns vir jou definitief was 'n manier om emosies skoon te maak en wat toe baie meer as dit geraak het. Dit het heeltemal 'n Ek het nie eers pad daai tyd, geraak. ek het nie eintlik eers dit daai tyd gesien as emosies wat skoon geraak het nie. Dis net iets wat ek het baie keer ook net gesit en teken as kind ook. So dit was seker maar altyd half in my agterkop, maar het jy by mekaar gekom toe. ja, maar ek het op skool en na skool was dit altyd akademies. So dit het nooit by my opgekom het ek ooit eendag sal kuns doen nie. Dit was glad nie in my gedagtes of so nie, maar ek dink daar was iewers 'n saadjie geplant. Ja. En ek dink net omdat ek toe dit begin het na my pa se dood, Ek is het dit net heeltemal verder gegaan, maar dit is ongeveer sê, dit is nie vir my. Ja, is Dit voel nie vir my soos 'n slegte ding of iets wat ek moes doen om daaroor te kom nie, glad nie. Dit was net iets wat moes gebeur het in my lewe. Ek bedoel die kuns. En dit Ek het verstaan. net daaruit gegroei en ek is so dankbaar daarvoor vandag want dit is wie ek is. absoluut. En ons is ook dankbaar want jy, soos ek sê, is voorsitter van die Kunstevereniging van die Suid-Kaap. En vertel ons 'n bietjie van My Friends and I, die verskillende uitstallings wat jy doen saam met mense. En ek bedoel hierdie is jou persoonlike galery. Ja, so hierdie- Janie gaan nou lekker stap in die kuns saam met jou kyk. Ja, so hierdie is my persoonlike galery, my studio waarin ek werk. En dit is my so lekker want ek een keer 'n maand nooi ek kunstenaars om saam met my in hierdie spasie te skilder ook. So dit is vir my altyd belangrik gewees om die kreatiwiteit te deel met ander mense ook of kreatiewe siele bymekaar te kry dat ons saam goeders doen. Nie noodwendig soos 'n werkswinkel nie, maar net op jou eie ding en dit kan baie alleen wees om te skilder in jou eie spasie met niemand om jou nie. So partykeer is dit net lekker om saam met ander te wees wat dieselfde deurgaan as jy. En want dit is nie altyd maklik om daai eerste kwartaal op 'n wit doek neer te sit nie. En Okay, dis interessant. Jy sal sê jy moet dapper wees om daai te doen, né? Baie dapper, baie dapper. Verstaan So dit ja, wel. en
Ek het so amper 3 jaar terug voorsitter geraak van SCAVA, die South Cape Association for Visual Arts. En dis 'n groot organisasie, ons is omtrent so 150 lede. Dit is 'n non-profit organisation. En ja, dit ontstaan gewoonlik uit 'n museum. En dit is vir my so lekker om betrokke daarbey te wees, want dit brei net uit. En ons het gewoonlik ons sal so 4 Dit is baie uitstallings interessant hê. wat julle doen daar. Ja, en ons doen ook 'n kompetisie elke jaar. Dis En die reg, ja. kompetisie is nie net vir skawelede nie. So dit is vir almal. Dit is oop vir almal en dit is ook van 16 jaar op wat kan deelneem. Ja. So dit is Nee, dis super indrukwekkend in Ja. daai ruimte. En dan, ek bedoel, die Attic Atelier het gevloei uit my friends en I. Ja. Ons het nou voor die tyd so 'n bietjie gesels, so sê jy en so 9 vriende het jy Ja. deurgery Kaap toe om die uitstalling te gaan doen. Vertel ons uitvlugte van dit, want dit is so mooi. So daar was 'n spasie in die Kaap wat ek toevallig baie jare terug in 2017 geskilder het, snaaks genoeg. En ek het toevallig 'n kunsuitstalling daar ontdek eendag. En toe besef ek maar dit is dieselfde ruimte wat ek actually geskilder het. So toe het ek besluit ek en van my vriendinne ons gaan 'n uitstalling daar doen. So toe het ek 'n uitstalling vir ons gereël wat ek gekureer het met die naam van Friends and I. En ons het alles my man se motor waar gepak en ons is met ons skilderye af Kaap toe en ons het 2 weke daar 'n uitstalling gehou wat ongelooflik was in die hartjie van Kaapstad by 6 Spinstraat. Beautiful. Dit is baie naby aan die Groot Kerk, so dit was absoluut 'n ongelooflike ervaring. En toe het ons ook verder begin om Friends and I hier te doen, maar terwyl ons die uitstalling gehad het, het ons allerlei ander goeders gedoen. Ons het digkuns saam met dit gedoen. Ons het iemand gehad wat boekvoorlesings doen. Ons het 'n tee aangebied met klaviermusiek en so aan. En toe uit dit het ons besluit Attic Atelier gaan daar uitgebore word. En want ek wou nie ophou met dit nie. So ons het Attic Atelier word Wat kuns besit. bymekaar kom. Yes. En nie ek verstaan. net visuele kuns Ja, nie, ja. maar musiek, Nee, woordkuns, digkuns, musiekkuns, ja. woordkuns. Ja, Alles wat mooi is. alles wat mooi is. Ek's mal So ons daaroor, is ja. 4 kunstenaars wat deel is van Attic Atelier en ons is almal visuele kunstenaars. Ek weet, want dis 'n spasie wat ek al baie gereeld by opgekuier het en weer gaan doen kuier en dis deel van die Benslap, want wat ons nou nie sê nie is dat Renée en haar man is ook huisvoorsitter van die Suid-Kaap motorklub en hulle doen die ou George Karskou elke jaar ook. So julle is regtig diverse interessante mense. Maar ek onthou en dis nou grappig net te wys en dan moet ek Janie moet nou mense vat saam met jou deur die kuns. Want ek gekom met by jou man se pragtige Benslap en gesê het natuurlik soos ek nou is, en dis al 'n baie mooi BMW klap wat jy hier het. And that kind of didn't went down very well. Maar dankie dat jy met ons gesels en Dis 'n groot vir plesier. alles wat jy doen, die ruimte wat jy skep vir so baie kunstenaars. Ek wil net sê dit resoneer met my as jy sê iets het bymekaar gekom. Want dit is hoe musiek vir my ook was nog altyd. Dit was eers iets wat emosioneel was, dit vir my heel gemaak het en toe word dit iets wat ek net kan gee en wat net altyd geroep was om te gebeur. So jy was dapper om jou roeping te gehoorsaam. Wel gedaan. Dankie. Baie dankie Petronel. Hallo Renée, ek is Janie. Hallo. Alraam kennis. Aangenaam Dit kennis. is weer lekker om hier te kuier, hè. Dis Ja, verskriklik baie lekker. welkom in my studio. Baie dankie. Yes. Ek hou hierdie is mos my tipe kuns. Ja. Dit was my mooi. Dit is so kleurvol, hè. En die kleure wat jy gebruik het, dis 100% ek. Maar hierso het jy 'n hele lewensverhaal of 'n lewensiklus wat deur middel van die sonneblomme uitgebeeld word. As mens nou kyk van die voorkant van die sonneblomme wat blom en daai wat blom en Ja. verduidelik 'n bietjie vir my. So ek sê al die sonneblom het met my gebeur en ek het nie die sonneblom gesoek nie, maar hy het my gevind op 'n manier. Ek het 'n uitstalling gehad en daar was altyd sonneblomme in my uitstalling. Okay. Wat ek net neergesit het en ek het hulle begin fotografeer en toe het ek hulle begin skilder. So en dit het eers begin by die mooi van die sonneblom soos by daai skildery wat jy daar sien met die 3 sonneblomme langs mekaar. Ja. En toe het dit gegroei. Dit het gegroei in heeltemal iets anders, soos as jy byvoorbeeld vat daai skildery, noem ek die topografie van die sonneblom. So jy kan hom eintlik dwars ook draai en dit lyk amper soos 'n landskap dan. Ja. So daar is verskillende aspekte van die sonneblom en vir my is die sonneblom meer as net die mooi gesig van die sonneblom. Ek werk meestal in
in impasto dik olie impasto werk. Dit is waarvoor ek 'n liefde het. Ek love En nat olie werk. So ek weet nie altyd presies hoe dit gaan uitkom as ek nat verf boor, nat verf sit nie. Okay. En dit is vir my is dit? ja, so dit is vir my nogal baie interessant en Ek is useless daarmee, hè. Ek kan glad nie verf nie. Ek kan vir 'n stokmannetjie teken, maar 'n stokmannetjie is raai. Hierdie skildery is envelopkre, word envelopkre genoem en dit gaan absoluut oor die wedertydse respek wat die groen blare met die geel blare het. Want as die groen blare nie daar is nie, kan die geel blare nie daar wees nie. Bestaan, ja. So hulle beskerm die sonneblom eintlik. dis nou actually nog 'n amazing uitkyk op 'n sonneblom. Want gewoonlik sien mense dit 'n sonneblom van voor af en Ja. en as jy 'n sonneblom dink, dan dink jy die sonneblom wat daar staan en dis so amazing plan want hy volg die son soos wat hy deur die hemelruim gaan elke dag. En dan môreoggend begin hy weer baie opkom en dan gaan hy saam Ja. en so. Maar mense sien altyd die voorkant van 'n sonneblom, juis oor die feit dat dit 'n sonneblom is en dit so mooi en so ongelooflike ding is. En jy dink nooit aan die agterkant van die sonneblom nie en tog is dit die lewe van hom. Dis sy Ja. lewe en son, water, alles, maar dis sy lewe. Dis Ja. sy lewe. Maar iets wat my oog getrek het, Ja? die oomblik toe ek ingestap het vroeër, is daai ek weet nie of dit 'n foto is of 'n skildery is of so. Ek is nie heeltemal seker is dit 'n skildery, is dit 'n foto? Verduidelik 'n bietjie vir my toe asseblief. So daai is ek is ook baie lief vir fotografiewerk en baie van my fotografiewerk raak ook deel van my skilderye. So maar ek het besluit om hierdie spesifieke fotografiewerk te print en dit as 'n fotografiewerk te behou. So dis 'n En foto daai. Dit is 'n foto, maar dit is 'n refleksiefoto uit my swembad uit. So dit is blare van my boom wat in my swembad geval het en ek het toe 'n foto geneem en dit omgedraai. So dit is letterlik 'n Oh my refleksiewerk. goodness. Ja, Ongelooflik. baie dankie. Renay, baie dankie. Dankie dat jy ons toegelaat het hier in jou studio vandag. Dis 'n groot plesier. Dankie dat ons saam met jou kon kuier. Dit was regtig baie lekker geweest. Ons waardeer dit op. Dis my plesier, baie Baie dankie. Vir julle by die huis, baie dankie en ons groet julle hier uit die tuinroete uit. Sien julle weer volgende week. Ons kuier by die wonderlike Renay Scribanti hierso in George in haar lieflike studio. Renay, jy is een van my absoluut gunsteling mense in die wêreld en jy's so 'n blom van die tuinroete. Dankie dat ons by jou kan kom kuier vandag, hoor. Baie welkom by my vandag. Petronel, dit is my voorreg om